Hoofstuk 36. Afvalligheid in Galasië. Terwyl Paulus in Korinthe oorgebly het, het hy rede gehad tot ernstige bedenkinge aangaande sommige van die gemeentes wat hy reeds gestig het. Weens die invloed van valse leraars wat in Jerusalem opgestaan het, het verdeeldheid, kettery en sinnelikheid spoedig onder die gelowiges in Galasië veld gewen. Daardie valse leraars het Joodse oorleweringe met die waarhede van die evangelie gemeng. Hulle die besluite van die algemene vergadering in Jerusalem veronagsaam en by die heidense bekeerlinge aangedring dat hulle die voorskrifte van die seremoniële wet moes nakom. Die toestand was kritiek. Die ewels wat ingebring is, het gedreig om die gemeente in Galasië spoedig af te breek. Paulus was diep gegrief en sy siel is ontroer weens die openlike afvalligheid van diegene aan wie die beginsels van die evangelie so getrou geleer was. Hy het dadelik aan die misleide gelowiges geskryf en die valse teorieë wat hulle aangeneem het aan die kaak gestel en terselfdertyd diegene wat van die geloof afgedwaal het, streng bestraf. Nadat hy die Galasiërs begroet het met die woorde, genade vir julle, en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, het hy die volgende woorde van skerp teregwysing tot hulle gerig. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom, wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie. Behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring, en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons, of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Paulus se leer het met die skrifte ooreengestem en die Heilige Gees het van sy arbeid getuig. Daarom het hy sy broeders gewaarsku om na niks te luister wat 'n weerspreking was van die waarheid wat hy aan hulle verkondig het nie. Die apostel het die gelowiges in Galasië vermaan om versigtig na te dink oor hulle vroeë ervaring in die Christelike lewe. O onverstandige Galasiërs, het hy uitgeroep, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Het julle verniet so baie gelei? As dit maar verniet was, hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? So het Paulus die gelowiges in Galasië voor die regterstoel van hulle eie gewete gedaag en getrag om hulle in hulle dwaling te stuit. Die apostel het op die reddende krag van God vertrou en geweier om die leer van die afvallige leraars te erken en so getrag om die bekeerlinge te help om in te sien dat hulle grootliks mislei was, maar dat hulle, deur na hulle vorige geloof in die evangelie terug te keer, nog die planne van die Satan kon verydel. Hy het met vasberadenheid vir die waarheid en geregtigheid kant gekies, en sy onwankelbare geloof en vertroue in die boodskap wat hy verkondig het talle wie se geloof gewankel het, gehelp om na hulle trou aan die Heiland terug te keer. Hoe anders was Paulus se optrede teenoor die Korintiërs as teenoor die Galasiërs? Hy het die eersgenoemde versigtig en tederlik bestraf, maar die laasgenoemde met woorde van onverbloemde bestraffing. Die Korintiërs is deur versoekings oorwin. Hulle is mislei deur die skerpsinnige drogredenasies van leraar wat dwaling onder die dekmantel van waarheid verkondig het, en hulle is tot verwarring en verbuistering gebring. Om hulle te leer om die valse van die ware te onderskei, het versigtigheid en geduld vereis. Gestrengheid en onverstandige, oorhaastige toenadering deur Paulus, so sy invloed oor talle van diegene wat hy wou help, net bederf het. In die gemeentes van Galasië het openlike,
onvermomde dwalinge die evangelie boodskap vervang. Christus, die ware grondslag van die geloof, is feitelik ten gunste van die uitgediende seremonies van die Judaïsme verwerp. Die apostel het besef dat indien die gelowiges in Galasië gered moes word van die gevaarlike invloede wat hulle bedreig het, hy baie beslis moes optree en die ernstige waarskuwings moes gee. 'n belangrike les wat elke dienaar van Christus moet leer, is om sy arbeid aan te pas by die toestand van diegene wat hy wil bevoordeel. Tederheid, geduld, beslisheid en vasberadenheid is ewe noodsaaklik, maar elk moet met groot onderskeidingsvermoë toegepas word. Om onder alle omstandighede verstandelik met mense van verskillende geaardhede te handel, vereis groot wysheid en insig wat deur die Gees van God verlig en geheilig is. In sy brief van die gelowiges in Galasië het Paulus kortliks vertel van die vernaamste gebeurtenisse in sy eie bekering en vroeë Christelike belewenis. Op hierdie wyse het hy probeer aantoon dat hy deur 'n besondere openbaring van goddelike krag daartoe gebring is om die groot waarhede van die evangelie in te sien en te begryp. Dit was as gevolg van onderrig wat hy van God self ontvang het, dat Paulus daartoe gebring is om die Galasiërs so plegtig en duidelik te vermaan. Hy het nie aarzelend of twyfelend geskryf nie, maar met die versekering van 'n vaste oortuiging en absolute kennis. Hy het duidelik die verskil tussen menslike onderwys en onderrig deur God beskryf. Die apostel het by die Galasiërs aangedring om hulle valse leidsmanne, deur wie hulle mislei is, te verwerp en terug te keer na die geloof wat met onmiskenbare bewyse van goddelike goedkeuring gepaard gegaan het. Die manne wat geprobeer het om hulle van die geloof in die evangelie weg te lei, was huigelaars, onheilig van hart en verdorwe in hulle lewenswyse. Hulle godsdiens het uit 'n reeks seremonies bestaan, waardeur hulle verwag het om in die guns van God te kom. Hulle het geen begeerte gehad vir die evangelie wat gehoorsaamheid geverg het aan die woord. As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Johannes 3, vers 3. Hulle het gevoel dat 'n geloof wat op so 'n leerstelling gegrond is, te veel opoffering vereis. En hulle het aan hulle dwalinge vasgeklou en hulle self en ander mislei. Om uiterlike forme van godsdiens in die plek van heiligheid van hart en lewe te stel, is nog vir die onwedergebore natuur net so aangenaam as in die dae van daardie Joodse leraars die geval was. Net soos in daardie dae is daar tans ook valse geestelike leidsmanne, aan wie se leringe talle gretig gehoor gee. Die Satan lê hom doelbewus daarop toe om mense se gedagtes weg te lei van hoop op verlossing deur geloof in Christus en gehoorsaamheid aan die wet van God. In elke eeu pas die aardsvyand sy versoekinge aan die veroordele of neigings van diegene wat hy trag om te mislei. In die apostoliese tye het hy die Jode daartoe gebring om die seremoniële wet te verhef en Christus te verwerp. Deesdae oorreed hy talle belydelike Christene onder die voorwendsel dat hulle Christus daardeur vereer om die sedewet te minag en te leer dat die voorskrifte daarvan ongestraf oortree kan word. Dit is die plig van elke dienaar van God om hierdie verdraaiers van die geloof te weerstaan en hulle dwalinge onbevrees met die woord van die waarheid aan die kaak te stel. In sy pogings om die vertroue van sy broeders in Galasië te herwin, het Paulus sy bevoegdheid as 'n apostel van Christus op 'n bekwame wyse gehandhaaf. Hy het verklaar dat hy 'n apostel nie vanweë mense of deur mens was nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat hom uit die dode opgewek het. Hy het sy opdrag nie van mense gekry nie, maar van die hoogste gesag in die hemel. En 'n algemene vergadering in Jerusalem het sy stand erken en Paulus het in al sy arbeid onder die heidene
by die besluite van daardie vergadering gebly. Dit was nie om homself te verhef nie, maar om die genade van God te vergroot, dat Paulus aan diegene wat sy apostelskap ontken het, bewys gelewer het dat hy niks agterstaan by die uitnemende apostels nie. 2 Korintiërs 11 vers 5. Diegene wat getraag het om sy roeping en sy werk te kleineer, het teen Christus gestry, teen hom wie se genade en krag deur Paulus geopenbaar is. Die teenstand van sy vyande het die apostel gedwing om 'n besliste standpunt in te neem tot handhawing van sy ampt en gesag. Paulus het diegene wat die krag van God voorheen in hulle lewens geken het, gesmeek om na hulle eerste liefde vir die evangelie waarheid terug te keer. Met onweerlegbare argumente het hy aan hulle die voorreg voorgehou om vry manne en vroue te word in Christus, deur wie se versoenende genade almal wat hulle ten volle oorgee, met die kleed van sy geregtigheid beklee word. Hy het die standpunt ingeneem dat elke siel wat gered wou word, 'n egte persoonlike belewenis in die dinge van God moes hê. Die apostel se ernstige smeekwoorde was nie vrugteloos nie. Die Heilige Gees het met groot krag gewerk en talle wie se voete na vreemde weë gedwaal het na hulle vorige geloof in die evangelie teruggekeer. Voortaan was hulle standvastig in die vryheid waarmee Christus hulle vrygestel het. Die vrugte van die Gees is in hulle lewens geopenbaar: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Die naam van God is verheerlik en talle is oral in daardie gebied tot die getal van